weet nie. Die ou wat vandag nie 'n jas aan het nie, het nie dalk 'n jas nie. Nee. Ja. Maar die sonnetjie is daarom lekker warm, so ons byt vas, dis nog skoolvakansie ook, en vir dae gaan dit alweer spanne beter. Goed, broers en susters, ek gaan net so vinnig die goedjies wat hier op die afkondigings is, ek dink nie daar's iemand wat vandag hier is, wat verjaar wat hier is nie. Ek het nie vir Linda gesien nie. So, is daar iemand wat verjaar wat ek net seker maak? Ek nou niemand mis vanmôre nie. Goed. As julle na die afkondigings kyk, sal julle sien dat dit ten spyte daarvan dat dit winter is, ons allerlei wonderlike goed beplan. Die eerste ene is die vasvra en die broembol. Julle sien dit. Dit lyk vir my verskriklik interessant. Ek sien eers vanoggend dat jy met jou haarstyl moet iets doen of soos jou beste sportster moet kom. Dit klink vir my interessant. So, asseblief, kom ons neem deel. Dit gaan heerlik wees saam met Gracia. Gaan ons saam met hulle kuier. Dit is aan die einde van die maand. So hou 'n bietjie dit op asseblief. En dan het julle gesien dat ons die 21ste tot die 23ste Augustus gaan kamp. So dit werk so. Elkeen doen sy eie bespreking by Wees Gerus, maar jy gebruik die nommer wat hier is, die verwysingsnommer vir ons gesamentlik, want hulle moet jou in die regte sirkel sit, met ander woorde sirkel 4, en dan is daar die gastehuis wat reg langs sirkel 4 is, waar daar 'n aantal kamers is wat beskikbaar is vir 2 persone, wat hulle dan hulle eie badkamer het, en dan die ouens wat 'n groter een soek, moet dan die 4 of die 6 bed lys gaan bespreek, wat dan nie op hierdie lysie is nie. En uiteindelik is ons by mekaar kom plek, sirkel 4 in die gastehuis, en dan sal ons so daar saam kuier. En jy hoef nie bang te wees nie, die van julle wat nog nooit gegaan het, vra vir die ouens wat al gegaan het, ons werk onsself nie dood nie, daar's 'n heerlike warmwater swembad, ons kuier en ons braai en ons doen allerlei interessante goed. So, kom asseblief en kom kuier saam. Dit sal lekker wees om julle daar te hê. Dan het ek met 'n groot fanfare afgekondig dat ons die 8de Augustus ons voortrek en monument geleentheid het, maar intussen het die datums geskuif en ek was een dag te vinnig vir Michelle, want sy het met Johan gekommunikeer en dit lyk asof die datum wat ons kan gebruik die 24ste September is, maar ons sal vir julle die inligting deurgee. So dankie vir almal wat gesê het, hulle sal die 8de Augustus help, 24 September asseblief, dan gaan ons, en dit is dan warmer as wat Augustus maand is, so dit gaan dit bietjie makliker maak, die son kom bietjie vroeër op, en al die goed wat daarmee saamgaan. Goed, en dan wil ek net die ander saak wat ek net hier wil uitlig is die noodspens. Lees asseblief daar al die goedjies wat nodig is, en as jy kan bring asseblief terwille van die noodspens en die kry die nuusware raak daar, wat baie vinnig leeg kan word, en dan moet die mens hom weer opvul. Goed, broers en susters, dis alles voor my. Ek wil dankie sê vir Vrydag aand, en vir almal wat ondersteuning daar gegee het, en ek hoop julle het lekker geëet, en nou gaan ons weer 'n bietjie aan. Ek wil net, die ander ding wat ek vir julle wil sê is, let net daarop dat ek van die 10de Julie tot die 21ste Julie, dis dan in die skoolvakansie, gaan ek verlof hê, en dan die volgende verlof wat ek het is gelukkig in die week, so die Sondag sal ek julle sien. Maar wees maar net bedag daarop dat hier in die skoolvakansie vat ek ook bietjie verlof. En as ek net onder die kombers bly, is dit ook goed. Nee, die wy tot hier trek in hierdie koue. Goed, broers en susters, die enigste ander saak wat ek wil uitlig op die liturgie, sal julle sien daar by die geloofsbelijdenis niks staan nie. Ons sing vanoggend vonk 69 en 70 as ons geloofsbelijdenis. Dit is wel op die bord, so julle sal dit daar kry. Goed, kom ons raak so vir 'n oomblik rustig en dan gaan ons aan met ons erediens.
God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Luister vanoggend broers en susters in Romeine 7 as 'n skuldbelydenis na Paulus se woorde daar. Ek verstaan nie my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer wat ek doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dis vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog maak teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. En dan kom die vryspraak, en toe die nag op sy donkerste is, bring die dagbreek nuwe hoop. Julle ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. En dan hoor ons Jesus se uitnodiging in Matteus 11. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig.
Here ons God, terwyl ons vanoggend so voor U mag wees, wagtend op dit wat U woord vir ons wil leer, wil ons vanoggend bely, Here, dat Paulus se woorde weer klink in ons eie lewens. Die goeie wat ons wil, dit doen ons nie. Maar die slegte wat ons eintlik haat, is dit wat ons die gouste en die vinnigste in ons lewens doen. Vergewe ons, Here, dat ons so maklik toegee aan ons sondige self. En vergeet dat ons beter is as dit. Beter gemaak is deur U genade en die liefde. Dat U ons vry gemaak het van ons sondige self en van die dood wat ons bedreig. En dat U ons vry gemaak het om deel van die koninkryk te wees. En ons lewe aan U lewe te verbind. Here, baie dankie dat ons vanoggend mag luister na die woord. En dat ons mag besef dat al kom hierdie woord oor duisende jare na ons toe, het dit die krag van oorwinning en die krag van lewe, omdat die Gees dit in ons die waarheid maak. En deur ons die lewe vir ons bring. En ons leer om gehoorsaam aan U te wees. Here, baie dankie dat ons ook in 'n week waarin ons almal ons harte vasgehou het, omdat ons nie geweet het wat in ons land gaan gebeur nie. Dat ons weer kon sien dat U goed is, en dat U genadig is, en dat U sorg. En dat U ons hier deurgebring het, en dat mense besef het dat hulle verantwoordelikheid het. En dat die meeste mense hou by dit wat reg en goed is. Here, gee dat ons in die week wat voorlê en in die tyd wat vir ons wag, dat ons daar sal onthou dat U regeer en dat ons aan U behoort en daarom hoef vrees nie oor ons lewens te regeer nie. Dankie, Here, dat ons mag bid in U naam, dat ons mag vra en weet U wil sal geskied. U gee vir ons wat ons nodig het op die regte tyd. So bid ons in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. Ek lees vir ons 'n baie kort gedeelte vanoggend, broers en susters, in Sagaria 9, daar vers 9 tot 12. Die eerste opskrif is, die koning sal kom. Die tweede opskrif is, die Here sal sy volk red. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die wingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en die boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af tot in die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat nou hoop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Broers en susters, net so vir 'n oomblik vir 'n onderskrifie. As jy daar kyk in Sagaria in die 9de vers, dan sal jy sien, daar staan, hy is regverdig en hy is oorwinnaar. En dit is interessant dat 'n mens daar sien dat dit nie met hoofletter geskryf is nie, en dit is doelbewus. Baie ouens was kwaad toe die nuwe vertalings gemaak is, en daardie oorwinnaar met 'n klein lettertjie geskryf is, en aangedring het daarop dat dit met 'n hoofletter geskryf moet word. Maar die logiese is, as jy van die Ou Testament af deurkyk, en maak asof jy nie die Nuwe Testament ken nie, dan kan dit nie 'n hoofletter wees nie. Dis eers toe Jesus hierdie teks waargemaak het, toe hy self op die rug van 'n donkie geklim het en Jerusalem ingery het, dat 'n mens dit met 'n hoofletter kon skryf. En daarom moet 'n mens altyd ook verstaan dat vertaling op 'n bepaalde manier gebeur, né? En dat ons nie met kwaad wees oor hoofletters en kleinletters nie. Ek sê altyd vir die ouens, besef net, veral in die Grieks is dit waar, in Hebreëus ook, daar's nie hoofletters nie, daar's nie kommas en punte nie. As jy daai teks lees, is dit een teks, wel, Hebreëus van daai kant af hierdie kant toe, en Grieks van hierdie kant af soontoe.
Dis of alles hoofletters of alles kleinletters. En in Hebreëus, waar die vokale bokant die konsonante geskryf word, was hulle gewoon partymal net nie daar nie. En nou kan jy dink net vir 'n oomblik, as jy 'n woord het, waarvan jy net die konsonante het, en nie die vokale nie, en jy moet begin raai, watter betekenis van die woord is dit? Dan vat dit 'n bietjie studie, om agter te kom, wat daardie woorde is. So, vertaling is maar 'n baie ingewikkelde ding, en daarom dat ons so dankbaar is, dat ons so goeie en ordentlike vertalings het in Afrikaans. As ons vir 'n oomblik teruggaan na die teks van Sagaria 9, vers 9 tot 12, dan kom ons agter Sagaria en het so 520 daar rond, as in dieselfde tyd as Haggai. Dit is hierdie teks geskryf. En dit is eintlik in die naballingskaptyd. So met ander woorde, in 587 het die Babiloniërs ingekom, hulle het Jerusalem platgeslaan, hulle het die tempel vernietig, hulle het alles gesteel wat in die tempel was, en hulle het die eerste klomp, die room van die volk, weggevat, al die leiers weggevat in ballingskap. Hulle het later teruggekom en nog mense kom haal. En nou, vir die eerste keer nadat die Mede-Perse oorgeneem het hulle gesê 520, julle kan terug gaan huis toe. So hulle het op 'n heeltemal 'n ander manier regeer as wat die Babiloniërs geregeer het. En nou kom die Jode terug na hierdie ballingskap van meer as 50 jaar. En hulle moet van nuuts af begin in Jerusalem. Daar's niks. Daar's nie 'n muur om die stad nie. Daar's nie huise nie, daar's nie 'n tempel nie. Daar's net ruïnes. En hulle moet van voor af begin bou. En nou weet 'n mens dat die eerste ding wat jy doen, en dit is nou maar net wat Maslow vir ons geleer het, is jy sorg vir jou eie veiligheid, né? Jy sorg vir jou eie beskerming. So hulle dadelik begin om vir hulle self huise te bou. En toe het hulle begin besef, maar hier moet 'n muur gebou word om Jerusalem om dit weer 'n vestingstad te maak. En dan later kom die bekleierery oor, maar die tempel moet ook gebou word. Hulle het hierdie droom gehad van 'n ryk soos wat Dawid se ryk sou gelyk het. Hulle het hierdie droom gehad van 'n koning wat sou opdaag en hulle sou terugvat na die roemryke tyd van Dawid. En ons weet dit het nooit gebeur nie. Want na die Babiloniërs het die Mede-Perse gekom. Na die Mede-Perse was dit die Grieke. En na die Grieke was dit die Romeine. So daardie droom van 'n Dawids ryk van nuuts af, met 'n Dawid wat op die troon sit, het nie vir hulle waar geword nie. En dan kan 'n mens jouself indink hoe hierdie mense gevoel het en hoe hulle hierdie stryd gevoer het om net te kon oorleef nadat hulle kon terugkom. En dan sê Sagaria vir hulle, onthou net, julle hoop lê nie in mure nie. Dit lê nie in geboue nie, dit lê nie eers in die tempel nie. Julle hoop moet gefestig wees op God, op wat hy op pad is om te doen. Julle moet julle trou herstel, julle gehoorsaamheid herstel, want die Here herinner hulle, my verbond is beseël met offerbloed. My hoop is nie vaag nie. As ek sê dat ek julle gaan herstel, dan gaan julle sien dat ek julle gaan herstel. Tweede helfte van Sagaria staan hierdie beelde wat iets sê van hierdie hoop wat na hulle kant toe kom. En die beeld wat ons vanoggend gelees het, was die beeld van die vredeskoning wat kom en wat ry op 'n donkie. En hierdie vredeskoning op die donkie moet 'n beeld van hoop vir hulle wees. Moet vir hulle sê, God is nog lank nie met julle klaar nie. Hy werk met julle. Hy hou julle in die oog. Hy gaan vir julle gee wat julle nodig het. Wat treffend is, broers en susters, van hierdie beeld, is dat hierdie vredeskoning op die rug van 'n donkie ry en nie op die rug van 'n perd nie. Perde, saam met pyl en boog, saam met oorlogstuig, word geassosieer met oorlog. Word geassosieer met oorheersing. 'n Vredeskoning ry op 'n donkie. Want hy kies nie
die mag van die perd en die strydwa en die pyl en boog en oorlogstuig nie. Hy kies teen dit. Hy kies vrede. Hy is die vredeskoning, wil God vir hulle leer hier. En hy verbreek hierdie ellende van oorlog. En hy bring regering wat vrede inhou, nie net vir een plekkie nie, maar vir die aarde. Dit is die bedoeling van wat God hier sê, en wat die mense in Sagaria nog nie sou begryp het nie. Wat die mense in Jesus se tyd so begin verstaan het waaroor dit gaan. En wat ons vandag kan besef, hoe groot is die waarheid daarvan. Dat hierdie vredeskoning op 'n donkie vir ons totaal nuwe betekenis gekry het. Ons gaan nou daarby kom. Maar dat die vrede van God hierdie hele aarde wil vul. Dat sy koninkryk vir almal beskikbaar is en nie net vir enkeles nie. Wat belangrik is van hierdie koning is dat hy nie net vol vrede is en dat hy nederig is nie, maar dat hy doelbewus kies teen geweld, teen die oorlogstuig en die mag van geweld en oorlog. Dat hy doelbewus teen dit kies. Want die keuse is hier, kies jy vir oorlog en selfoorheers, of kies jy die vrede van die vredeskoning? En broers en susters, ons het in die week wat verby is, gesien hoe waar is die volgende. Geweld. Hierdie lus vir wreedheid, hierdie lus vir oorheersing, vir magmisbruik, het vir ons al alledaags geword. Dit lyk vir ons asof dit deel is van hoe ons wêreld aan mekaar gesit is. Dit is deel van die materiaal waarvan ons wêreld gemaak is en hoe ons mense aan mekaar gesit is. Daar was nog nie 'n tyd in ons wêreld waar daar werklik reg oor die aarde net vrede was. Iewers is iemand en iemand anders altyd in 'n verskriklike oorlog gewikkel. Kan haat opvlam so gou soos nou. En kan mense mekaar verskriklike goed aandoen. En dit lyk in ons wêreld asof geweld die manier is waarop jy kan voortbestaan. Dat jy moed kan terugslaan. Dat jy moed kan seermaak om self te kan bestaan. En nou sal ek dit vanoggend versigtig sê, want ek sê nie daarmee dat 'n mens jouself nie mag beskerm nie. Ek sê definitief nie daarmee dat jy nie dit wat joune is, jou mense mag beskerm nie. Maar dink vir 'n oomblik net aan hoe ons wêreld lyk. Dink net aan hoe mense gryp na dit wat nie hulle sin is nie. En hoe mense ander mense se lewens verwoes, bloot eenvoudig omdat die eerste reaksie wat hulle het, is geweld. Dink net aan nasies, aan volke, aan gebiede, waar daar verskriklike ellende is al vir jare, omdat een mens 'n absolute grype na mag het, en net nie ophou daarmee nie. Geweld lyk asof dit ingeweef is in die materiaal van ons wêreld. Daar was 'n redelike slim ou, Walter Wink noem hulle hom. Hy het so 'n bietjie hierdie geweld wat so ingeweef is in ons wêreld gaan bekyk. En toe sê hy 'n baie interessante ding. En 'n mens moet glimlag as jy dit hoor. Hy sê dat ons verstaan van geweld en ons gemak met geweld in ons wêreld kom eintlik uit Mesopotamië uit. Nou Mesopotamië is waar die Midde-Ooste vandag is, wat Israel insluit. Hy sê dit was vir hulle amper soos 'n geloof om so gewelddadig en lus vir oorlog en lus vir beklei. Dit is deel van hulle stelsel en ons het dit so oorgeerf. Dit is vir ons so natuurlik omdat dit so ingeweef is in wat ons lees en in wat ons glo en wat ons verstaan. En miskien is daar 'n stukkie waarheid daarin. Want as daar nou een plek in die wêreld is waar mense baie lief is,
om met mekaar te beklei, dan sit seker die ou Mesopotamië, wat vandag die Midde-Ooste is. En Sagaria is besig om teen dit te praat. Ons is baie geneig om te sê, in die Ou Testament is daar baie geweld. En baie keer sê God vir mense om sekere goed te doen. Maar as 'n mens mooi na die Ou Testament gaan luister, en soos hier in Sagaria, dan kom jy agter, dis nie die waarheid nie. God getuig hier oor vrede, en oor nederigheid, en oor 'n nuwe bestaan, wat hy vir hulle sien. God wat uiteindelik homself openbaar as oorwinnaar, is die een wat vir ons sê, ons hoef nie hierdie geloof van geweld te hê nie. Ons moet dit in ons wese gaan verander. Walter Wink sê vir ons, dat hierdie soeke na oorheersing, hierdie gemak met geweld, het al deel geword van ons sisteem, van jou gene. So jou beklei teen die sondigheid van jou natuur moet ook hierdie insluit. Dat jy nie op soek is na geweld is die antwoord op alles nie. Dat jy nie altyd gereed is vir beklei nie, maar dat jy saam met die vredeskoning, saam met die oorwinnaar sal kies vir sy vrede en vir nederigheid. Saam met hom die pyl en die boog en die oorlogstuig sal verwerp en sal kies vir sy antwoord. Die vredeskoning op 'n donkie. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die genade wat red. God wat in beheer is en regeer met reg en geregtigheid, wat hierdie geweld tot einde wil maak. En Jesus het ons gesien, die dag toe hy op die rug van 'n donkie in Jerusalem inry, het hy bedoel, hy is die vredeskoning. Hy kom om 'n einde te maak aan geweld en aan sonde en aan die dood. Maar die mense om hom het net die Dawidskoning gesien, wat met geweld die wêreld gaan omdop en gaan terugvat wat hulle sin is. En broers en susters, die Here het vir ons kom leer. Dis nie hoe hy werk nie. Dis nie waarvoor hy hier is nie. En onthou nou net dat daar geweld aan hom gedoen is. Dat hy met geweld gegryp is, geslaan is, vermink is en aan 'n kruis gehang is. Daardie geweld het met hierdie absolute mag oor hom uitgebreek om hom te verwoes, om God se plan te verwoes, om 'n einde te bring aan hierdie vrede. En dit het nie oorwin nie. Die Here het aan die kruis gebid, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het gesterf en hy het opgestaan en hy het sy koninkryk gevestig. En hy is ons vredeskoning. Hy kom vestig opnuut geregtigheid, vrede, orde wat God skep, genade wat God bring. En Sagaria sê dit so reg, hy het dit so reg vooruitgesien, van Mesopotamië af, met ander woorde van ons huidige Midde-Ooste af, die hele wêreld in. En dis presies wat gebeur het. Van Jerusalem af het die voete gestap, het die mense getuig, het mense tot bekering gekom en hulle self aan God gegee. En elke keer, broers en susters, waar die mens val en waar die mens gryp na geweld en na magmisbruik en alles wat daarmee saamgaan, is dit God wat opnuut kom en dit kom verander en sy vrede bring. En kan ons as gelowiges net bid dat die Here se vrede sal kom en dat sy geregtigheid sal deurbreek en dat mense die waarheid van sy vredesryk sal ontdek. Jesus identifiseer hom met hierdie vredeskoning.
Hy ry op die rug van 'n donkie. En daar is verhale wat sê, dat dieselfde dag, wat Jesus ingery het in Jerusalem van een kant af op 'n donkie, en deur die mense besing is, het Pilatus van die ander kant af, op sy oorlogsperk met sy oorlogswapens, die stad ingery, om sy mag te vertoon. En as ons nou terugkyk, het die perd en die oorlogstuig en die strydwaans daar gewen? Nee. Die man op 'n donkie, wat inry in Jerusalem in, en wat sy vrede bring, is uiteindelik die een wat net oor Jerusalem nie, maar oor die hele wêreld regeer. Want hy doen God se werk. En hy doen dit deur die Gees se krag. En waar hy hierdie geweld teekom, het hy dit doelbewus aanvaar en uiteindelik gesterf daarvan, sodat hy vir ons die lewe kon gee, sodat hy vir ons kon vrede bring en geweld oorwin en vir ons 'n nuwe lewe kon vestig. Hierdie hoop wat Jesus bring is nie 'n vaardroom nie. Dis nie iets wat ons maar net kan sug en hoop dit gaan gebeur nie. Dis iets wat God doelbewus laat gebeur in ons wêreld. Dat 'n mens soms so op die randjie van die groot moeilikheid en die geweld en die gevaar kom. En dan is dit asof dit so terugtrek. En dan moet 'n mens besef, dit is die krag van die Gees in ons wêreld. Dis God wat intree in ons wêreld en kom red waar nie 'n mens kan red nie. As die Here ons aan onsself oorlaat, vernietig ons alles en almal. Dis sy genade wat hierdie wêreld aan mekaar hou. Dis sy hoop wat ons herstel en wat ons laat leef. En die Here vra van ons broers en susters dat ons in sy geregtigheid sal leef. En dis nie maklik nie. Dit beteken jy moet teen hierdie sondigheid, hierdie stukkie geweld wat ingeweef is in jou gene in, daarteen moet jy stry. Jy moet anders kies. Jy moet kies vir die lewe en vir vrede en vir God se genade. En as jy vra, hoe doen ons dit? En Jesus leer vir ons, hy het vir ons oor en oor hierdie goed kom leer, dis nie iets niets nie. Hy het vir ons gesê, kies die liefde. Laat die liefde regeer in jou lewe. En hy het vir ons dit kom voorleef, hy het vir ons kom wys, hoe lyk dit as jy die liefde kies, in plaas van geweld en jou sondigheid en die manier van die wêreld. Hy het sy lewe daarvoor gegee. En hy het vir ons kom leer, wees vir jou naaste lief, wees vir God bo alles lief, dien hom met alles in jou. En dan is sy belofte, nie al die sonde in die wêreld, nie al die geweld, nie al die mag misbruik, nie die dood kan jou kom steel by God nie. Jy leef in sy koninkryk en in sy genade. En ons moet die regte keuse maak. In die moeilikste omstandighede moet ons die regte keuse maak. Die tweede ding wat hy van ons vra is, dat ons sal vergewe. En daar het hy ook vir ons kom wys hoe lyk dit. Toe hy gevangen geneem word, een van die ouens wat hom kom vang, sy oor afkap. Toe herstel hy dit, want geweld is nie die antwoord nie, sê hy vir hulle. Hy kies om te vergewe. Hy kies om sy geweldenaars te vergewe, sy moordenaars te vergewe. Hy kies om 'n moordenaar reg langs hom te vergewe. Hy kies om ons te vergewe. Vergifnis is die manier wat ons moet leef. Dis ons antwoord. Dis hoe ons na ons wêreld kyk. Nie om te haat nie, nie om te straf nie, maar om te vergewe.
En broers en susters, dit vra van elkeen van ons 'n hartsverandering. Dit vra van my en van jou om regtig hier diep in onsself te gaan kyk. In daai donker hoekies wat ons nie baie inkom nie. En om daar te gaan vra, wat sal my eerste antwoord wees? Hoe sal ek reageer wanneer ek met al hierdie negatiewe slegte goed gekonfronteer word? En dat 'n mens oor en oor vir jouself moet sê, en dit moet oefen, om nie met dieselfde geweld en dieselfde haat te reageer, maar deur liefde en vergifnis. En ons hoef nie ver te gaan kyk in ons wêreld en in ons omgewing, broers en susters, om te sien hoe brutaal hierdie geweld kan wees nie. Ons leef in so 'n samelewing. Ouers teen kinders, kinders teen ouers, bure, mense by die werk, mense wat het teen hulle wat nie het nie, en hulle wat nie het nie teen hulle wat het. Gaan kyk maar net, hoe is ons hele samelewing aan mekaar gesit met geweld as die motief, die energie wat hierdie goed laat gebeur. En uiteindelik, broers en susters, moet ons deel wees van die stemme wat sê nee. Nee, dit mag nie. Nee, ons moet anders kies. Ons kies vir die vredeskoning en sy geregtigheid. Ons kies vir die wapens wat hy gebruik het. Liefde en genade en vergifnis en vrede. Want dit is die wapens wat hy in sy hand gehad het. Ons moet uiteindelik hoe ons dink oor hierdie goed verander. En dan moet ons dit so gaan leef. En dit gaan oefen totdat ons dit reg kry. Die vredeskoning sê vir ons, ek het gekies vir julle. Ek maak julle deel van my geregtigheid, gaan leef dit nou. Gaan leef my hoop. Daar waar jy gaan, moet jy die grond rondom jou as 'n vredesgebied verklaar. En moet jy God se hoop bring wat daadwerklik mense se lewens wil verander. Ons weet, broers en susters, dat ons baie harde werk het aan onsself. Maar kom ons begin daarmee. Kom ons oefen dit. Kom ons stel onsself daarop in. Dat ons in hierdie wêreld met sy gemak, met geweld en magsmisbruik en al die verkeerde goed in die wêreld, dat ons die stemme sal wees wat sê nee. Dit moet anders. Dit mag nie, soos wat dit nou is nie. En kom ons bid vir die bystand van die Heilige Gees. Vir God se ingrype, dat hy sy hande in hierdie wêreld insteek en dit wat verkeerd is uitskud en dit wat reg is verstaan. Saam met hom kan ons die pad loop, terwyl hy op die donkie ons vooruit gaan. Amen. Ons gaan nou, broers en susters, as ons tweede gebed, gaan ons die Ons Vader sing, dis lied 266. Ek gaan toch vra, dit is bitter moeilik om die Ons Vader te sing terwyl 'n mens sit. Kom ons staan en dan bly ons staan tot aan die einde van die erediens.
en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.